Goeiedag vriende, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie geleentheid. Ons is besig met Kolossense en vandag lees ons daarvan Kolossense 2 van vers 16 af tot en met die einde van hoofstuk 2. Dit is daar by vers 23. Gaan ons saam kyk na hierdie gedeelte. Nogal baie inligting in hierdie gedeelte, ook wanneer Paulus praat met die gemeente oor hierdie invloed van buite af en hoe hulle moet staande bly. Maar voordat ons verder gaan, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here Jesus, baie dankie vir 'n voorreg om weer met u woord besig te wees, om te studeer uit die woord uit, om toe te laat dat u in ons werk, Heilige Gees. Kom maak jy die woord vir ons asseblief oop, laat dit 'n inslag vind in ons lewe, dat dit 'n verskil maak in ons lewe. Ons wil graag geestelik groei, want ons wil 'n impak maak in hierdie wêreld. Kom praat met ons vanuit hierdie gedeelte vandag. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou, die teks verskyn op jou skerm, die 83 vertaling, en kom ons lees saam daarvan vers 16 af en ons kyk wat sê hy. Hy praat in hierdie gedeelte oor dat hulle nie hulle self moet laat mislei nie. Hy sê, daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie, of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwe maanfees of die Sabbat moet vier nie. Dit alles is maar net die skaduwee van wat sou kom. Die werklikheid is Christus. Moenie, kom ons praat eers oor daai gedeelte. Onthou, ons het verlede week vir mekaar gesê, daar's eintlik twee groot groepe wat 'n invloed het op die gelowiges. Dis eerstens is daar die Jode, Jode wat ook gelowig geword het, wat 'n invloed het binne in hierdie geloofsgemeenskap, wat sê, weet jy, daar's sekere feesdae wat ons nog moet hou, en sekere goed rondom die Sabbat, ensovoorts, en sekere kosse mag jy eet, en sekere kosse mag jy nie eet nie, en hulle probeer nog daai Joodse reëls en regulasies afdwing op hierdie Christene. Want onthou, die Christen gelowiges is nou gelowiges wat kom vanuit die sogenaamde heidendom uit, vanuit die Grieke uit, en dan het ons die Joodse gelowiges wat gelowig geword het. Maar die probleem is, hulle het nog ander praktyke gehad uit die Joodse tradisie wat hulle wou afdwing op hierdie Christene. En dan het ons natuurlik die ander dwaalleraars wat inkom vanuit uit die gnostisie. So dit wil sê, hulle kyk anderste na Christus, jy weet. Christus se status is by hulle nie dieselfde as wat dit veronderstel is om te wees nie. Maar die eerste groep waarvan hy praat, is hierdie Joodse gelowiges, wat dan eintlik vir hulle sê, sekere goed moet julle onderhou, sekere goed mag julle nie onderhou nie. En dan sê hy vir hulle in vers 17, hierdie is alles maar net 'n skaduwee wat sou kom. Die werklikheid is Christus. Dan vers 18, moenie dat iemand wat behaag skep in die danige nederigheid en in die aanbidding van engele en wat voorgee, dat hy allerhande visioene gesien het, julle daarmee mislei nie. Dis nou wat hierdie gnostisie gedoen het, wat sê, ons is so heilig, ons het al hierdie goed gesien, en dis hoe julle moet optree, en hulle aanbid engele, Christus is nie noodwendig nou die belangrikste nie, kom ons aanbid al hierdie ander goed, en dit het die Christene die mekaar gemaak. Hy sê, so iemand verhef hom oor wat hy in eie waan van homself dink, want dit gaan eintlik maar aan die einde van die dag oor hulle self, en hy hou nie aan die hoof, aan Christus vas nie. So Christus is nie die belangrikste nie, en Paulus skryf, en Paulus skryf en sê, Christus is sentraal, Christus is die hoof, hy moet die belangrikste wees. Ons kan nie sonder hom funksioneer nie. Hy is die spulpunt waar rondom alles draai, waar rondom ons geloof draai. En dan sê hy hier, uit Christus groei die hele liggaam, julle almal groei uit Christus uit. Ondersteun deur gewrigte en saamgebind deur spiere, soos God dit laat groei. Hy sê eintlik vir die gelowiges, vanuit Christus, jy is weergebore. So Christus het jou kom nuut maak, jy is vanuit God gebore, en daarom is jy verander. Maar Christus is die spulpunt waar rondom dit draai in julle gemeente,
in julle geloofsgemeenskap. En hy sê, Christus is die belangrikste. Nie al hierdie ander goed nie. Jy kan maklik die aandag laat aftrek deur al hierdie feesdae en al hierdie ander rituele te hou. Dit vat jou weg van Christus af. Deur in jouself gesentreerd te wees, soos wat baie van hierdie gnostici was, in jouself gesentreerd te wees, die eie ek wat belangriker word. Ek het al hierdie ervarings gehad, ek het al hierdie visioene gesien. Jy weet, dan gaan dit naderhand oor jou en dit wat jy gesien het en jy wil mense beïndruk. Hy sê nee, dit moet oor Christus gaan. Hy is die hoof oor alles, hy is die hoof van die gemeente, hy is die belangrikste. Nou gaan hy aan in vers 20 en hy sê, julle het saam met Christus gesterwe en is dus dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. So hy sê vir hulle, daai Joodse invloed, nee, julle het dit verkeerd, want julle het saam met Christus gesterwe. Jy's 'n nuwe mens. Daai Joodse godsdienstige reëls het julle eintlik afgesterwe. Jy het nou 'n lid geword van die nuwe verbond. Dit beteken al daardie wette wat ons so stiptelik, hy sê nee, die nuwe verbond sê dis nou binne in jou hart, né? En God help jou om hierdie goed na te kom, om al hierdie wette na te kom, wat vanuit liefde uitgeskied, wat nog 'n sentrale punt is. So hy sê, julle maak mekaar dood deur al hierdie wettiese godsdienstige reëls. Hy sê eintlik gaan dit nie meer oor die wettisisme daaraan nie, want Christus het julle vrygemaak. Hy sê, waarom leef julle dan nog asof julle aan hierdie wêreld behoort? Julle gedra julle nog soos wêreldlinge. Julle tree op, julle gedrag wys somtyds dat julle nog wêreldlinge is. En ons gaan later in Kolossense 3 daarvan vers 5 af, gaan ons dit sien, hoe hy met hulle daaroor praat. Sekere goed moet hulle uitsny uit hulle lewe uit. Hy sê, waarom gehoorsaam julle allerhande voorskrifte, soos hieraan mag jy vat, hieraan mag jy nie vat nie, daaraan mag jy nie jou mond sit nie, daaraan mag jy nie raak nie. Dit gaan alles oor dinge wat bedoel is om gebruik te word en te vergaan, sê hy. Dis waaroor dit gaan. Dis aardse goed. Hy sê ons moet eintlik fokus op die dinge wat daarbo is, gaan hy later vir ons sê. Goed, en dan gaan hy vers 22 net weer, dit gaan alles oor die dinge wat bedoel is om gebruik te word en te vergaan. En dit is maar net gebooie en leerstellings van mense, menslike idees, soos wat hy sê, die gnostisisme se invloed, ander Jode se invloed hier in julle, wat julle die mekaar maak en wat julle eintlik wil wegvat van Christus wat die spulpunt moet wees. Hy sê hierdie leerstellinge het wel 'n skyn van wysheid. Hulle met hulle selfgemaakte godsdienst, die eie ek wat daarin gekom het, ek wat dink dit is belangrik en dit is nodig, nie wat God se wil is nie, maar wat my wil eintlik is. Dit het die danige nederigheid, né? Wil mense probeer beïndruk en streng beheersing van die liggaam. Jy weet, sekere goed mag ek eet, sekere goed mag ek nie eet en doen nie. Maar dit het geen, al hierdie goed, al hierdie oefeninge wat die mense doen en wat hulle vir julle sê en hierdie goed wat julle moet aanbid ensovoorts. Hy sê hierdie goed het geen waarde vir die beteeling van die sondige drifte nie. Hy sê eintlik Christus moet jou help, want jy is nou vanuit God gebore, so Christus moet jou help om anders te leef binne die geloofsgemeenskap. Christus, wat die sentrale middelpunt is, help ons om heeltemal, want hy kom verander ons van binnekant af. Hierdie uiterlike dinge kan ons nie aan die binnekant verander nie. So Christus moet jou kom verander deur die werking van die Heilige Gees. En dit is wat hy in hierdie gedeelte vir hulle sê. So hy waarsku hulle net in hierdie gedeelte verder en sê vir hulle, oppas vir die invloed van buite. En weet jy, in vandag se tyd is dit ook sekerlik so, ons het in die kerke, in die geloofsgemeenskappe, het ons baie reëls en regulasies, wat ons baie keer tot eintlik 'n goddelike wet verhef. En dit weerhou ons baie keer om die volheid van Christus, die volheid van God te kan ervaar. So,
wees baie versigtig met dit wat jy sê, dit wat jy doen, dit wat jy nou dink baie belangrik is. Laat dit jou nie weghou van die volheid van Christus nie. Sorg dat jy in jou lewe altyd Christus as die middelpunt het. Sorg dat jy altyd gefokus bly op hom. En volgende week gaan ons dan juist daaroor gesels in Kolossense 3 vers 1 tot en met vers 4. Is dit die gedeelte waaroor ons gesels wat sê Christus is die middelpunt van alles. En kyk gerus na die Bybelstudie hierna en dat dit jou inspireer om regtig waar meer tot 'n grotere mate Christus as die middelpunt te maak. En seën vir jou week en mag jy regtig ervaar dat die Here 'n verskil in jou lewe maak. Kom ons sluit die oë. Vader, baie dankie dat U die middelpunt is van ons lewens. Help ons om U altyd as die middelpunt te hou. Weerhou ons daarvan om ander goed in te bring wat ons fokus weg sal hou van U af. Dankie dat U wette in ons hart geplaas het. Dankie dat U ons help ook om dit na te kom vanuit die liefde uit. Ons bid, Here, dat U ons sal help om 'n verskil in hierdie wêreld te maak, om onder ons medebroers en susters, onder die geloofsgemeenskap, regtig ware verskil te maak. Bind ons saam, dat ons tot U eer funksioneer. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Seën vir jou week en gaan uit en gaan maak 'n verskil. Groete, tot volgende keer.